kerkklok beier die laaste slag. Dis 8 uur. Welkom in nagrus. Een aardbewing het die dorp vanmiddag geskit, oftewel, dit het gevoel en geklink soos 'n aardbewing. Na die stof gesak het en meeste van ons weer kon sien, het Koos van Witstrand en Stoffel van Langesand gaan ondersoek instel. Hulle was taamlik 'n tydjie weg. Dit, terwyl die res van ons van vooraf moes stoei om die markiestent opgeslaan te kry op die dorp se sportgronde. Die aardbewing het die 2 middelste pale van die tent laat wankel en die hele kaboedel het op die Sustersvereniging se koppe toegesak. Dit was nou vir jou 'n spektakel. Mevrou Dominee se bolla was in 2 om haar kop gedruk dat dit soos pampoentjies onder haar ken sit. Die tentseil het aan Truide agteroor gestamp en sy het met haar kop op oom Koos se skoot geval. Haar hoednaald het in oom Koos se broek vasgesteek. Hy het so 'n allemintige brul gegee dat aan Silly flou geval het. Tant Rali van die Lucieshuis se bril was so ver teen haar neus opgedruk dat sy merke op haar voorkop het. In al die konsternasie het tant Truide se Maltees Trixie losgekom en van pure verbouwereerdheid haar blaas op Dominee se skoen leeggemaak. Dominee, voormalige loskakel van Pofadder, het 'n skepskop uitgehaal wat vernaas sou laat bloos het. Trixie het deur die lug geseil en op Josef van Sandspruit se stoetram beland. Die ram het op loop gesit, dwars deur die tralieheining van die Fendisiekrale. Voor hy te ver kon gaan, het die groen plastiese bofmatte van die golfbaan sy aandag afgetrek en hy het rigting verander soontoe. Trixie het so in die draf afgeval. Gelukkig was matrone en dokter Swanepoel by die rand en almal het die nodige aandag en pilletjies gekry. Die ram was al kouend teruggejaag kraal toe, die heining was reggemaak en Trixie was deur Melanie uit die stof opgetel en getroos. Gawie van die slaghuis het oom Koos met sy bakkie aangery hospitaal toe. Ek het nog nooit soveel woorde uit oom Koos se mond gehoor nie. Baie van dit mag nie voor dominee of kinders herhaal word nie. Koos en Stoffel het teruggekeer nadat ons die middelpale weer vasgetou gekry het en die markies klaar opgeslaan het. Hulle het bietjie na bier geruik, maar dit kon ook 'n hallusinasie wees as nagevolge van die aardbewing. Hulle het kom rapporteer dat die aardbewing eintlik die grootste ontploffing is wat nagrus nog ooit gesien het. Blykbaar het die lot Adidas besluit om op die bombaan te land. So Adidas 'n lywige voël. Dit was hulle laaste land. Hulle is almal moer toe, ek meen aan flarde, geblaas. Ek weet nie of ek my verbeel het nie, maar Stoffel en Koos het bietjie skuldig gelyk en kon nie wag om spore te maak nie. Wat my agterdogtig gemaak het, was die swart seil agter op Koos se bakkie en die feit dat hulle nie gebly het om 'n bier saam met die res van ons te drink nie. Die skuldige kyke in die swart seil kon my verbeelding wees, maar Stoffel wat 'n bier bedank, laat my dink daar is 'n ding in die broei. Wel, die tent is op, die Fendisiekrale is herstel, die beeste en bokke is almal terug op hok, die springbokdrolle is in die laerskool se vrieskas, ons is ontslaaf van die skreeuende Adidas, dit stink nog in Kerkstraat se ryhuise, maar môre hou ons bazaar. Ek sal nie môre uitsaai nie, want die vure brand gewoonlik tot laat na die bazaar, en daar is 'n kans dat meneer Benadie 'n paar bottels van sy witblits kan skenk. 'n Soete nagrus.